Ek het hierdie gekry as 'n geskenk by Flip. Dit is 'n kunswerk. Ek en U is God se kunswerk. Hierdie was nie my boodskap nie. Waar is my notas, as julle dit wil hê, julle kan dit kom kry. Daar is hulle almal. Ok, daar is hulle, sodat julle kan sien. Wees jy kan maar uitgaan nou. Dankie. Pure God's craftsmanship. Hy het U geskape met 'n plan en vir 'n doel. Ek weet nie hoeveel ure dit gevat om hierdie kunswerk aan mekaar te sit nie. Maar ek kan U waarborg, dit was nie net 'n uurtjie nie. Want wanneer 'n kunstenaar hom uitgiet, soos wat Flip gedoen het op hierdie kunswerk, dan is dit 'n Engelse praat van it's a labor of love. When God created you, you were labor of love. Jesus praat met Nikodemus. Dit is een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel. Want Nikodemus was al 'n ou man gewees. Hy was 'n lid van die Sanhedrin. Die Afrikaanse vertaling bevat nie die woord Sanhedrin nie. Maar dit was die Joodse Raad, wat bestaan het uit die 72 of 70 oudstes van die volk. Hulle was basies die gesag van die dag. En Nikodemus kom in die aand na Jesus toe. Want hy sien, hy kon nie deur die dag kom nie, want hy was bang vir die mense. Daar is soveel mense vandag wat sê ek is 'n kind van die Here, of iemand sê my nou die dag, hy sê ek is nie 'n Christen nie, ek is 'n gelowige, maar hy vloek dat 'n matroos kan bloos. Jy sien, baie mense is duikboot Christene. Wie van julle het die fliek Red October gekyk? Dit is 'n lang fliek, so wat ek wil sê. The Hunt for Red October gaan oor hierdie skip, hierdie duikboot. Maar duikbote kom so nou dan op, dan kyk hulle met hulle periskope, daai ding nie wat so uitkom wat so maak, nee, is 'n periskoop. Nou kyk hy bo die wateroppervlakte wat gaan aan en hulle kry bietjie weer vars suurstof en ek dink baie kinders van die Here, mense wat sê hulle is Christene, is eintlik maar duikboot Christene, hulle kom net so nou en dan op vir vars suurstof, maar vir die res van die week weet jy nie hy's daar nie. Nou kom Nikodemus in die aand by Jesus. En hy het in die nag, sê vers 2, dit is Johannes hoofstuk 3, nie? Hy sê daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat U 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen as God nie met hom is nie. Wat baie interessant is, as ons gaan kyk na die eerste vermeerdering van die brode, die volgende dag kom die mense en hulle soek vir Jesus op, hulle kry hom in Kapernaum en hulle sê vir hom, Here, hoe het U hier gekom? Hy antwoord nie hulle vraag nie.
Hy het nie vir hulle gesê hy daar gekom het nie. Hy het vir hulle gesê hoekom hulle gekom het. Jy sien, Engels sal nou sê, he doesn't beat about the bush. Jesus het altyd die narratief getoets. En hy sê, in vers 3, Jesus sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. In vers 3 sê hy, jy kan die koninkryk van God nie sien nie. Ons gaan nou sien wat sê vers 5. Daar is nog meer rof. Nou kom Nicodemus en in vers 4 sê hy vir hom, Here, hoe kan ek wat 'n ou man is weer teruggaan na my moeder skoon? Hoor wat sê Jesus vir hom in vers 5. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Amen. Wat bedoel Jesus as hy sê, jy moet gebore word uit water en uit gees? Dit is nie dieselfde nie. Jy kom nie in hierdie wêreld in en jy is daar gered nie. God het besluit, jy gaan hemel toe en is sy job om te sien dat jy in die hemel kom nie. Want ek weet daar is kerke daar buite wat dit verkondig en baie mense glo dit. Die sogenaamde uitverkiesingsleer. Maar Jesus sê, as jy nie gebore word uit water en gees nie. Hoe word ek gebore uit water? Jy gaan hier die geboortekanaal. En dan is hele familie bly en hulle deesdae plaas hulle dit op alle sosiale media, klein aardryntjie is gebore en kyk net, hy lyk soos sy pa of hy lyk soos sy ma, man. Hy lyk soos nie een van die twee nie, maar almal sien hy trek hem ons, nee. So jy word gebore deur water, dit is wanneer jy jou natuurlike geboorte het. Die probleem is, baie mense kom nie by die tweede deel uit nie. Want as jy nie uit gees gebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy kan nie hemel toe gaan as jy nie wedergebore is nie. Dis wat Jesus vir Nicodemus sê. Hoe word ek wedergebore? Jesus gee van die antwoord. Want Jesus sê vir hom in vers 6, wat uit vlees gebore is vlees, en wat uit gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weergebore word nie. En dan maak Jesus hierdie snaakse opmerking oor die wind. Hy sê die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. En my stiefpappie, Uncle Daddy, hy is al klaar by die Here, en ek dank die Here dat hy tot bekering gekom het, net voor hy gesterf het, ek is so dankbaar, en hy was 84 toe ontmoet hy Jesus Christus. Maar hy kon dit nie verstaan nie. Hy kon nie verstaan dat, hy sê vir my, but you talk about the Holy Spirit, what? You can't see it, you can't, die sak van dis soos die wind. Die Heilige Gees is soos die wind. Het jy al die wind gesien? Hy sê by jou, ek sê, no, you didn't. What does the wind look like? Jy het nie. Wat jy wel sien is die effek van die wind. Jy voel die wind. Jy ervaar die beweging. Maar jy kan hom nie sien, want God is Gees. Jy kry ook nie God se DNA nie, dis 'n valse lering. Want DNA is gekoppel aan 'n fisiese bestaan. My DNA en Susan se DNA is in ons kinders. Susan se DNA kry sy by haar ouers waar hulle agter sit. Ja, terloops, baie welkom. En hier is wat al die pad van Pretoria kom kyk, die was van ver gekom het. So jy kry jou DNA
in die fisiese reale. God is gees. Hoe kan ek en jy bepaal wat God se DNA is? Vertel vir my. Jy kan nie die DNA van wit bepaal nie. Maar jy word geestelik wedergebore. En dis die probleem met baie mense in die kerk. Ek hoop ek kry daai skrifte, want ek het ons nou nie dit voorberei nie, onthou julle nou, nee. 1 Korintiërs 2, vers 12. Nee, kom ons vat op vers 11 af. Want wie van die mense weet wat hulle mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is. God is die behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat ons uit genade geskenk, wat ons uit genade geskenk het. Jy gaan nie weet wat jou geestelike erfenis is as jy nie wedergebore is nie. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat net die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar, hoor 'n bietjie mooi, en hierso is waarom baie mense in kerke sit vanmôre, die woord van hierin en dan van daar uit, hy loop jy uit, en as jy by die hek vra, waar die pastoor gepraat en sê, ek het nie 'n koekie kloon. Maar mense sit in kerke vanmôre, onder die geklank van die woord, maar hulle kan geestelike beginsels nie verstaan nie, omdat hulle nie wedergebore is nie. En dan begin hulle armdruk en stry en goeders oor goed wat rand aangeleender is, peripheral issues, goed wat daar op die buiterrand lê, dit raak die ding waarop ek fokus, en dit skeer kerke. Nou sê die Bybel, maar die natuurlike mens, hoor mooi, as jy die goed in die Bybel probeer uitfigure, as jy dit probeer verklaar met jou hoë intellek, jy het ons nou 'n doktersgraad of jy het nou 'n leersgraad of wat ook al, nou probeer jy hierdie goed uitpleis. Gaan jy niks help nie, want hoor sê die Bybel. Hy sê maar die natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hoor wat sê hy, en hy kan dit nie verstaan nie. Hy kan dit nie verstaan nie. As ek nog nie tot bekering gekom het nie, dan kan ek dit wat ou Adriaantjie vandag vir ons wou geleer het, nie verstaan nie. Dit gaan vir jou net inligting wees. Dit gaan vir jou niks beteken vir jou geestelike reis nie. Jy gaan nie geestelik groei nie. Want die Bybel sê dat kennis maak opgeblaasde. Jy raak soos 'n brompadda. Dit blaas op jy. Daai. Nee? Wat is daai? Finding Nemo. Raak nou net maar net. Staan er net so. Okay. Ja, dis wat kennis maak. Maar die liefde stig. En in die dae wat kom en in die weke in die toekoms, ek gaan nog baie met u praat oor goed wat in die Ou Testament uitkom. En wat ons gaan die tabernakel gebruik as die riglyn. Daar is meer as 30 openbarings in die Bybel oor die drieledige openbaring wat ons kry uit die tabernakel uit. Maar te veel mense is tevrede om net hier te sit en te lekker, ons het 'n lekker tydjie. Maar as ek kyk oor 5 jaar, wat het in my lewe gebeur, dan het ek soveel gegroei. Al wat gegroei het is my broekmate. Ek het van 32 na 38 toe saggies uitgesit. Hy sê die natuurlike mens kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Eendag, lank gelede, toe ek nog hare gehad het, nee?
toe was ons, vir 'n naweek het ons gaan bedien. En ek gaan nou nie name noem en sulke goed nie, want dis bietjie sensitiewe inligting. Ek en Susan was in Kiani gewees, waar ons gaan bedien het. En dan kom die middag, kom ons daar by mense aan, wat ons oorgeslaap het by. Ek gaan net so in die algemeen praat, nie? En ek ek niemand te sien bloos, wat dit daar sien nie. Goed, nou kom ons daar by die kerk aan, en so 10 voor 6, nou begin die kerk 6 hier. Nou kom een van die broers in die gemeente, wat ek baie goed ken, en hy kom, en hy sê vir my, die pastoor vra, sal jy die woord bedien? Ek sê nie, ek sal dit doen. Want het ek niks daar by my nie, daai tyd het ek alles op 'n rekenaar gehad. Ek sê my rekenaar is by die huis, ek het niks by my, ek is my Bybel by my nie, want ek het nou net kom sit en drink, nee? Ek sê nou maar goed, sê vir die pastoor ek sal dit doen, maar dan soek ek sy Bybel, maar hy moet al die papiertjies uithaal, ek soek nie een papiertjie in sy Bybel nie. Want die goed lyk maar so. Dit lyk soos 'n Rolodex. Nee, hy gaap so. Nee, skip alles uit, bring my die Bybel en ek begin. En voor ek begin sê ek vir hulle, ek wil vandag met julle 'n geestelike beginsel deel. Maar ek kan dit nie doen as jy nie wedergebore is nie. En ek het hierdie skrifte gebruik. Ek het hierdie presiese skrifte gebruik. Ek sê ek wil jou vandag iets leer, maar ek kan jou nie leer as jy nie wedergebore is. Jy gaan dit nie verstaan nie. En dis hoekom mense in die kerk is, hulle gaan deur die lewe en leef onveranderde lewens. Daar's geen verskil tussen daai ou se geestelike lewe 10 en 15 jaar gelede en waar hy vandag bevind nie. Hoekom nie? Hier is een van die primêre redes waarom dit gebeur. My vraag is daai persoon regtig tot bekering gekom. Nou goed, nou gaan ek aan. En voor ek my woord ek sê, is daar iemand in hierdie huis of hierdie kerk, hierdie gebou vanaand, wat nog nooit by 'n plek in sy lewe, sy hart en lewe vir die Here gegee het nie? En net daarso, sal daar 2 jong mense. Hy steek hulle aan op. Ek sê vir hulle, ek wil julle nou nie verleentheid stel nie, ek ken niemand, ek ken 'n paar ouens daar, maar ek ken julle nie, maar sal julle by my kom staan, hulle kom staan by my. En ek vra vir hulle hierdie vraag. Ek sê, is julle van die omgewing? Nee, sê. Hulle was nog van Engels. Nee, dis Afrikaanse kerk. 2 Engelse mense, nou praat ek met hulle, want ek is nou nice, nee, nou praat ek, want ek kan so 'n bietjie Engels praat, nee. Nou sê ek vir hulle, ek deel met hulle, sal hulle vir my sê, hoor mooi, hulle was vir die naweek in die noorde van die land. Hulle kom van Johannesburg af. Hulle ken nie die omgewing nie, hulle ken nie die dorp waar ons was nie. Maar toe hulle verby ry, toe ervaar hulle net, toe sê die man ons moet hier ry. En die Here het 'n afspraak met hulle daai dag. En die Here gee my die genade om met hulle die plan van saligheid, sommer net dat, tjoef, Vader, net gou, want ek gaan ons nou preek, net, gee hulle harte vir die Here. En ek sê, your responsibility will be when you get back to Joburg to find an evangelical church that is Bible-believing, Bible-preaching, God-fearing church. Ek het die mense nooit meer in my lewe gesien nie, maar wat sou gebeur het, as ek nou maar net wel lekker aangegaan het, en ek het met hulle gedeel wat ek hulle wou deel. En daai persone het nog nooit hulle harte vir die Here reg gegee nie. Hulle sou daar gesit het, en dit sou vir hulle niks beteken het nie, maar God het 'n afspraak met hulle gehad. En net so het God vanmôre met iemand 'n afspraak in hierdie plek. Jou lewe val uit mekaar uit, en dis die rede. Jy bid en ek voel vir jou, jy wil nie eens in 'n bid nie, want dit maak nie vir jou sin nie. Jy wil nie Bybel lees nie, want dit is net woorde op die boek. Weet jy wat ons hartseer?
Die gemiddelde Christen lees glad die Bybel nie. Jy het geweet. Dis nou as jy navorsing kan glo. Die gemiddelde Christen lees nie die Bybel nie. Die enigste inset wat hulle in hulle lewe kry, is wanneer die pastoor op 'n Sondag sy Bybel oopmaak. En weet julle wat hartseer? Daar's predikante in Suid-Afrika wat al wanneer hy sy Bybel oopmaak, is wanneer hy gaan preek vanmôre, dan het hy die hele week nog niks gelees nie. Dit klink of ek beklei. Ek beklei nie, ek is ernstig oor hierdie goed. Dit word geestelik beoordeel. Waar is ek nou? Hoor wat sê vers 15. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Hy sê, want wie het die sin van Christus geken? Dat hy hom sou kon onderrig. Hy sê, maar ons het die sin van Christus. Dit is eintlik 'n snaakse vertaling. Die Engels sê, but we have the mind of Christ. If you want to have the mind of Christ, you need to repent, to be regenerated, to be born again, Spirit indwelled, because the moment that you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, the Holy Spirit comes and indwells you and leads you and guides you in the way that you should go. Amen. Net dat julle kan hoor, ek kan nie ons praat. Jesus sê vir Nicodemus, of was dit Johannes, nee? Ja. Ek weet nie hoe kan ek aan Matteus nie, dit vir my niks help. Dis 'n ander storie daar. Jy moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word. Jy moet weer gebore word as jy hemel toe wil gaan. Ek is jammer vir jou. Die feit dat jy in 'n kerk is, nee, maak jou nie 'n Christen nie. Die duiwel gaan ook elke Sondag kerk toe. As jy nie werklik waar by 'n punt gekom het waar jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker nie, het ek vir jou baie slegte nuus. As jy nou sterf, gaan jy hel toe. Ja, pastor, hoe kan jy so praat? Hoor wat sê Jesus? Jo, julle kan baie vir julle sê. Dan gaan hy in vers 13, ek gaan nie sy ander lees nie, hy sê, en niemand het opgeval, nee, kom aan vers 14, anders is dit nie konteks nie, hy sê, en soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word. Yesterday, ek het al die snaakste preke gehoor hierdie skryf. Nou waar kom hierdie ding van, nee, waar is jy nou? Jy slaap. Want waar jy wat slaap en staan op uit die dood en die Christus sal skyn oor jou lewe. Johannes 3 vers 14. As ek nie die Bybel lees nie, gaan ek nie weet wat Jesus daar bedoel het nie. Het jy geweet dat Jesus het meer as, ek praat nou nie korrek sê, het meer as 66 keer die Ou Testament quoteer. Hoekom? Hy het die skrif geken. Maar as ek nie weet wat daar bedoel word nie, dan gaan dit nie vir my sin maak nie. Want jy onthou die koperslang wat hulle moes op 'n paal sit, want die slang het die mense gepik toe hulle dood. En as hulle na die slang kyk, dan word hulle gesond. Baie hulle dit. Jy sal my nie glo nie, jy gaan lees dit staan in die Bybel. Nee. Totdat hulle dit tot 'n afgod verhef het, toe raak dit 'n moeilikheid vir hulle. Maar hy sê soos Moses die slang
nie die res van die volk na Moses nie, nee, maar soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, hy moes hom oplig, en net soos Christus Jesus aan die kruishoek van Golgotha opgelig. Hy sê, so moet die mens, seun van die mens verhoog word. Sodat, hoor wat sê, vers 15, sodat elkeen wat in hom het hoofletter, dis Jesus Christus, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En vers 16 ken almal seker uit hulle kop uit. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat, hier is die rede, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons kan een dag praat oor, kan ek my saligheid verloor? Wat sê julle, kan jy? Nou jy kan. Dis hoekom Jesus sê, strijd hard. Volhard tot die einde toe, as jy gered word. Hy sê, daar is baie wat gaan probeer om te gaan, dat gaan die recht bring. Want hulle vraag van Jesus is die wat gered word bind. So, aan 'n gesprek, ons gaan weer terugkom na dit later, nee. Hy sê, sodat niemand nie verloor mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kyk wat sê vers 17. Min mense weet wat sê hierdie skrif. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Jesus did not come to this earth to condemn you. God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world may be saved through him. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Kyk wat sê vers 18. Hy wat in hom glo. Hoor wat sê die Bybel? Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel. Omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Weet jy wat sy oordeel? Staan in vers 9. En dis die oordeel. Dat die lig in die wêreld gekom het. Jesus sê, ek is die lig van die wêreld in Johannes. Weet julle nie, voor ek met hierdie begin praat het ek 2 ander preke voorberei. Ek sou oor wat Jesus van homself sê gepraat het, en toe verander het gestraal, en toe verander het nie. Nou sê, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig. Hoekom? Want hulle werke was boos. Volgende vers 20 sê, want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig toe nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Dis hoekom mense vir pastore sê, jy mag oor enigiets praat, maar jy praat nie oor sonde nie, jy praat nie oor tiende nie. Ek het nuus vir jou. Ek wil jou help. God wil jou vry maak. Hy wil hê jy moet in die oorvloed van sy voorsiening leef. En die vyand wil keer dat ons dit doen. Daarom plant hy hierdie saadjies in mense se harte, solank hierdie ou nou net nie oor sonde praat vanmôre nie. Of asseblief, hulle preek net geld. Die hele raad van God is opgesluit in hierdie boek. En ons sal die hele raad van God bedien. Nie net 'n gedeelte nie. Hy sê, want hulle werk, hy sê, maar hy wat die waarheid doen, gaan, vers 21, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Kyk hoe antwoord Jesus vir Nicodemus. Hy wil hê Nicodemus moet tot die waarheid kom. Hy wil hê Nicodemus moet ewige lewe beerwe. En net so wil God hê, ek en jy moet ewige lewe beerwe. Ek sluit nou met hierdie gedeelte, 1 Johannes 5, vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Hierom weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, want dit is die liefde tot God, want dit is die liefde van God, dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie
is nie swaar nie. Mense maak dit swaar. Dis nie moeilik om God te dien nie. Weet jy wat maak dit moeilik? Trots, hoogmoedigheid, eie waan, hoogvaardigheid. Ken jy daai woord? Hoogvaardigheid. Engels sal sê, people that think themselves, the haughty. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief wat uit hom gebore is. Dit beteken ek sal my naaste lief hê, want dis wat ware wedergeboorte is. Want elkeen wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. Dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wat se geloof is dit? Geloof in Christus Jesus. Sy voltooide versoeningswerk. Die feit dat hy sy lewe vir ons gegee het. Die feit dat hy die prys betaal het. Ek sou so graag met u vanmôre 'n paar ander goed wil gedeel het. Wat belangrik is, maar hierdie was nodig. Iemand vanoggend moes hoor, net soos Nikodemus, dat God sy seun in die wêreld gestuur het, nie om die wêreld te veroordeel nie. Jesus did not come to condemn you, to judge you. Maar wat doen Jesus nou? Totdat hy terugkom, is hy die hoëpriester, is hy ons voorsprong, is hy ons middelaar, is hy die advokaat wat ons regsaak voor God bestry. Hy is in die hemel besig om vir jou en my in te tree. Hy is in die hemel besig om seker te maak ons versoening met God is vas. Hy is daar in die hemel om gereeld wanneer die aanklaer van die broers kom, om aanklagte teen ons te bring te sê, Vader, my bloed het reeds die prys betaal. My bloed het reeds vir hulle gevloei. Hulle sonde is weggewas. Maar die vyand wil nie hê ons moet dit glo nie. Hy wil hê ons moet nog eers bietjie dit doen. Nee, ek moet eers bietjie beter raak, of ek moet eers bietjie minder dit, of ek moet eers bietjie meer dat. Voordat ek moet eers beter persoon raak voordat God my gaan red. Wys my een plek waar dit in die Bybel staan. Asseblief, wys my. Ek nooi jy, kom wys my waar die Bybel sê ek moet eers iets anders doen voor God my gaan aanvaar. God aanvaar my net soos wat ek is. Maar hy het my so lief dat hy my nie gaan los soos wat ek is nie. Hy los my nie soos wat ek myne gekry het nie. Want wanneer ek wedergebore is, dan kom ek op 'n nuwe reis. Ek kom op 'n reis van heiligmaking en geestelike groei, wat 'n deurlopende werk is totdat ek sterf. En dit loop is die laaste stelling van die geloofsbelijdenis van die Pinkster Protestante Kerk. Dis wat heiligmaking is. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en bly die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.